vandag wil ek vir julle verduidelik oor die eie wat ons laat huil. So, vandag wil ek eintlik vir julle verduidelik waar kom die boosheid vandaan. En Openbaring verduidelik dat dit op twee plekke sit. In die eerste plek sit die boosheid in die mense. Soms in jou en my ook. Maar mense wat eintlik mag het veral. En dit sit ook in strukture. En ons gaan dit sien as ons kyk na hierdie prente wat ek vir julle verduidelik. Ek gaan op die eind vir julle 6 prente gee. En julle sien dit is perde wat hardloop. Openbaring 6 en dan Openbaring 12 en 13 gaan dit oor die drake. Nou, my broer het altyd van sy skoonma as 'n draakstasie gepraat. Die drake kan ook in mense gaan bly. Maar ou moet pas op met jouself nie 'n draakstasie word nie. En dan die 3 drake en dan op die ou end ook die draak, die rooi draak wat eintlik stede verteenwoordig. So ek gaan vir julle elke keer verduidelik wat dit beteken, want dis die goed wat vir ons die Openbaring na 'n spookhuis laat dink het en eintlik gaan jy sien dis 'n lighuis. So ek gaan dit vir julle verduidelik. Die bose sit in mense en dan aan die ander kant sit daar boosheid in die natuur. Die boosheid het in die wêreld ingekom en dis waar kanker en gebrokenheid en alle ander siektes wat kom eintlik daar uit. Selfs jou oë wat swak is die gebrokenheid wat ons wonderlike liggame aanpas. So as 'n ou vandag dit kan verstaan, as hierdie pennie kan drop dat die stikkendheid op die aarde kom van mense af en ook van die natuur af, dan dink ek sal jy nogal heavy bevry wees, okay. So, net 'n groter prent, Openbaring is 'n boek met 22 hoofstukke en hierdie is die 3de, en ek doen dit meer in temas as wat ek dit so verhalend doen, maar ek dink dit is makliker. Het ons eers 'n keer gekyk wat met Johannes gebeur as hy hierdie goed sien. My ook gebeur het. Die tweede een het ons gekyk na die hemelprente wat wil hoop gee. En vandag gaan ons kyk na die swaar en waar dit vandaan kom. Nou, wat ek dink 'n mens baie mooi moet verstaan, is dat hierdie openbaring en ons hele lewe speel af in 'n backdrop. Daar's iets wat agter ons lewens gebeur, wat ons noem die stryd van die 2 koninkryke. En ons is in 'n sin vasgevang hierin. Ons is in die spervuur van 'n oorlog, wat eintlik heers tussen goed en sleg, wanorde en orde, en God en Satan. Ek dink 'n ou moet dit bietjie, jy moet dit, as jy het nog nooit gehoor het nie, moet jy weet, want toe ek die preek maak en toe vanoggend dink ek moet hierdie vir julle verduidelik. Hoekom was dit nodig geweest om enigstens Openbaring te skryf? En die vraag aanvanklik wat ek gevra het, waar kom hierdie sleg vandaan? Die swaar pade. En wie sit daar agter? Ons kan sê dit kom van die mense af wat boos is en die natuur, maar wie sit daar agter? En dan gee Openbaring die antwoord om te sê, dis die draak. Openbaring 12 vers 9, die slang van ouds. Die evil one, die bose, die diabolos vertaalde hulle met die evil one. So mooi in Afrika sal sê, you must be aware of the evil one, die bose. En dan die Satanas, en Satanas is die Griekse woord vir die verleier. Dit is hy wat agter dit sit. En hierdie stryd ken ons, uit Genesis 1 uit, toe dit wonderlik mooi was, geskep toe het die slang gekom van ouds, en hy het vir Adam en Eva verlei homself God te wil wees. En ons sien as Jesus kom, het hy alles in die stryd gewerk om hom dood te maak. Met Herodes eers en later met sy eie mense wat hom gekruisig het, maar hy het hom oorwin om op te staan. En daai stryd gaan voort in hierdie eindtyd waarin ons leef. Nou is die vraag, waar kom dit vandaan? En dit word nie actually lekker in die Bybel verduidelik nie. Al wat ons in die Bybel die Satan hoor, is wie hy is, in sy stories, en daar's verse in Galasiërs van die ster wat uit die hemel uitgeval het, en ons hoor eintlik die eerste keer in Jesaja van hom. Ek wil net sê, die Genesis verhaal is omtrent 500 voor Christus geskryf. Toe hulle in Babylonië was, so die oudste verhaal is, maar is nou nie so belangrik nie, maar die Israel wat geroep is, ensovoorts. So, en daar staan van die Jesaja 14 vers 12, van die môrester, wat uit die hemel uitgeval het.
en hy is later vertaal met die woord Lucifer, want dit is die woord vir Venus, wat eintlik die môre en die aandster is. En so, nou vertel die rabbies, die Jode het hierdie storie vertel om te sê, waar kom die bose vandaan? So is nie 'n Bybelse storie, maar dit is 'n interessante storie. Hulle sê, God weet ons het die engele eerste geskape. En hy het hulle soos mense geskape in die sin dat hulle vrye keuse gehad het. Want kyk, hoe kan ek vir jou sê met my lief as jy nie 'n keuse het om my lief te hê nie? Anders is dit nie 'n ding wat ek vir jou kan sê nie. So engele was God se eerste maaksels gewees, wat nie in hierdie tydruimte materie geleef het nie. En Lucifer was een van die engele. Hulle het nou baie stories, hy's baie slim gewees ensovoorts. Maar hulle was baie happy met God gewees, tot hy die aarde gemaak het. En Lucifer, sê die rabbies, die Joodse dominees, het gedink die aarde is vir hom en vir hulle. En toe maak hy vir Adam en Eva. En hy sien die liefde waarmee God na hierdie mense kyk, want hulle is toe meer soos hy gemaak is, wat hulle soos hy gemaak was. En toe het Lucifer ongelooflik jaloers geword en besluit, hy gaan in rebellie kom teen God. En dit is waar hy toe begin het om vir Adam en Eva te verlei, want wat hy wil doen, hy weet hy kan nie God oorwin nie, want hy is deur God gemaak, maar hy kan sy mense probeer vernietig. En dis hierdie stryd wat ons nou ook nog steeds in leef, wat ons van lees vandag, die draak, en dan die vrou, wat ons sal sien julle later, is die kerk van Christus, die bruid van Christus. En ou moet dit verstaan. Die is 'n stryd, of jy dit wil glo daarin of nie, of jy dit wil weet of nie, dit is net eenvoudig so. Dis baie soos jou pa en ma wat net nie vir mekaar hou nie en beklei. Jy kan nou sê, dis nie waar nie, maar wens die gaan hulle maar skei, niks met jou te doen nie, maar jy's vasgevang in daai vuur. Weet as dit in sulke huise was, julle wat in sulke huise gebly het, so jy kan dit maar ontken as jy wil, jy kan ook nie iets daaraan doen nie, dit gaan ook oor jou nie. Ek wil net 'n storie vir julle vertel, om julle in hierdie ding in te kry, voordat ons begin met die uitleg. Ek het nog nooit die bose heavy goed geken nie. Dis die probleem met ons mense wat uit die kerk uitkom, weet, ek ken nie die bose nie, so ek gaan julle 'n storie vertel, van 'n ontmoeting met 'n meisie wat die bose ontmoet het. Ek het al sy krag in my lewe gevoel, maar ek het hom nog nie so gesien nie. Ek sien Jesus en die Vader en die Heilige Gees beleef ek, maar nie hulle nie. So eendag het daar 'n vrou gekom by ons jeuggroep toe ek in Witbank was. En sy het kom vertel van haar encounter wat sy met die duiwel gehad het. Sy was 'n mooi meisie toe. So sy sê sy was 'n polisievrou, sy was in 'n hervormde kerk gewees, gedoop en alles. Maar toe sy weggeraak van die kerk af, en toe sy begin okkulte bedryf. Nou, dis ook iets wat ons nie eintlik ken nie, dis glasie speel, daai tipe van ding wat mense maar partykeer doen. Okkulte is die woord wat beteken die cults, of die occult is die bonatuurlike. Nou, obviously, onthou, dis nie net God wat hier is, wat bonatuurlik is, en geeste ook, ons lees dit in die Bybel. So met die hulp van hulle kan jy nou, allerlei toertjies uithaal soos virke buig en ek weet nie wat klippe laat skuif, weet nie wat help het eintlik nie, maar in elk geval. So sy het 'n ding gedoen wat sy in kerse, sy het in kerse geloer of gestaar. En sy sê ja, julle aangesig het begin verander. Sy het haar hare swart gekleed. Nie dit per se 'n fout is nie, maar sy het swart gemering aangesit. Sy het eintlik soos hierdie figuur gelyk. En dan sy haar ding was sy het astrale projeksie het sy gedoen. Astrale projeksie, en ek vertel dit nie so dat jy moet gaan doen nie, is dat jy uit jou liggaam uitgaan, en dan hang jy so bo in die kamer, en dan kyk jy so af op jouself. En sy sê sy het dit gedoen as sy in die kar ry, dan sien sy daar ry sy, en dan sy hier. Maar eendag, onthou, mense wat by okkulte betrokke is nie sataniste nie. Sataniste is mense wat die Satan aanbid as hulle Here, the Lord of their lives. Maar eendag, en toe kom die Satan na haar toe, en hy sê vir haar, sy sê so lang donker figuur, met sulke rooi oor, en hy sê toe vir haar, ek wil hê jy moet my aanbid, en sy sê vir my, ek is nou by die okkulte betrokke, maar ek is glad nie daar waar ek jou wil aanbid hê. En sy sê, toe begin hy haar rondgooi in die kamer,
En dan gooi jy haar by die venster uit, sy is op die 3de verdieping gebly. Nou weet jy mos, as jy droom, dan voel dit vir jou, dis werklik, dan val sy af. En net voor sy op die grond is, dan sy weer in die kamer. En het dit 3 keer met haar gedoen. En toe los sy haar. En toe sê sy besef toe, wat die bose doen, wat die Satan doen, hy wil jou in sy mag kry. En dis wat hy met die kinders doen. Witbank waar ons gebly het, was eintlik 'n hoofkwartier van die sataniste gewees. So hulle vat hierdie gebroke kinders, hulle trek hulle in by hulle gemeenskap, jy voel goed, mense is vir jou lief, hulle gee vir jou allerlei krag, die kinders is bang vir jou, en jy is nou hierdie vreemde tipe wese, en dan begin hulle dat jy, maak jy van jou priesters en priesteresse, en dan moet jy katte gaan vang en offer, die katte het so verdwyn daar, in Witbank, en dan offer hulle die katte. Maar wat hulle later doen, hulle maak jou swanger by seksorgies wat hulle hou. En dan laat hulle jou kind offer vir Satan. Want sê sy, hy weet die enigste manier wat hy jou kan vernietig, of die enigste manier wat hy iets aan God kan doen, is hy iets aan sy kinders kan doen. En hy kry hulle in sy mag in. En want jy sien, sonde is in die diepste vorm die feit dat jy nie met God wat jou gemaak het in 'n verhouding is nie. Dis sonde. Dis nie die goedjies wat jy doen nie, dit maak jou skaam. Dis die feit dat jy kies om nie in 'n verhouding met God te wees, maar dis wat Adam en Eva gekies het. En sy sê, dis wat sy gedoen het. En wat toe met haar gebeur? Sy ry toe weer eendag, sy los toe nou wraggies nie die okkulte uit nie, maar sy ry eendag in haar kar. En sy sê, as jy daai astrale projeksie doen, is daar so goue draadjie wat jou verbind met jou liggaam. Maar as jy onder die kragdraad ry, dan sny jy hom af. En dan sê sy, jou siel nêrens en jou liggaam is dood. Maar jy het nie, en sy weet dit, en sy besef, daar is nie genoeg tyd lyk vir my om af te gaan in haar liggaam nie. En sy sê, Jesus help my. En die volgende oomblik toe sy in haar kar, sy skrik toe. En toe gaan sy nadoen met, en sy bely haar sondes, en sy laat weer vir God in haar lewe, en dis hoe ons haar gesien het. Pragtige jong mens. Haar natuurlike hartlewe was terug, sy sê sy het 'n donker uitdrukking in haar oog gehad, en dit het heeltemal verander. Dis asof die lig in haar gekom het. En vandag wil ek vir jou probeer verduidelik, hoe Jesus vir ons probeer verduidelik, vir Johannes verduidelik, hoe werk hierdie bose. En daar's 2 verse wat vandag belangrik is. En die een is wat hy vir Johannes op die eind gesê het, moenie bang wees nie. Jy hoef nie bang te wees vir die duiwel nie. Ek vertel die storie van die man wat nou ook so in die garage gekom het, en te staan daar so lang donker figuur, en hy sê, wie is jy? Hy sê, ek is die duiwel. Hy sê, man, ek sê bang vir jou niks, met jou suster getroud. Die ander storie is, nou gaan Tippie loop maar in Kaapstad, daar is die krag uit, jy weet, en dan Adderley straat, en hy kom ook, en daar kom die bose ook aangestap, met sulke groot oë. Hy kom so nader en sê, hey, wie is jy, man? Hy sê, ek is die duiwel. Hy sê, maar dan werk, jy moes vir jy kom. So die eerste ding is om te sê, ek is nie bang as ek die bose sê nie, en die tweede ene, is wat Johannes later gaan skryf het, dat as jy die liefde van God sien, dan dryf dit die vrees uit. En as jy op daai punt kom, want partykeer voel ons ook die dood kom, is ook maar 'n gevolg van die sonde, maar Jesus het gesê, al sterf jy sal jy vir altyd lewe. So die liefde wat God in Openbaring vir ons heeltyd wys, wil vir ons sê, ons hoef nie bang te wees nie. En so vandag gaan ons dan begin, die eie wat ons laat huil. Maar daar is 2 goed wat ek net gou as padwysers vir julle wil verduidelik, voordat ons gaan. Julle gaan. Die eerste ene is, om te onthou dat al die gebeure in Openbaring is gelyk. So al die eie is gelyk daar, gelyktydige gebeure. Jy sal net nou sien, jy sal dit in jou lewe ervaar. Die Griekse woord wat ons vertaal met eindtyd in Genesis 1 vers 1, kairos, beteken eintlik dis 'n oomblik van waarheid vir almal van ons. En daai oomblik, weet ons, Openbaring werk nie soos 'n boek, 'n storie nie. Dit is gebeure wat gelyktydig plaasvind, die eie rol gelyktydig. So ook, die hemel is nou al volledig daar.
Die nuwe hemel is daar, die nuwe aarde is daar, Jerusalem is daar, Genesis 5, 4, 7 ensovoorts is heeltyd daar. En ek wil, in Openbaring 21 vers 6, dan sê Jesus, of die stem sê, dit het klaar gebeur. So ou moet half dit onthou. Natuurlik is daar 'n paar wat finaal gaan gebeur. Die bose gaan finaal in die vuur gegooi word. Daar sal 'n troon wees aan die eendag waarvoor ons moet verskyn. Maar eintlik het ons ook al klaar ons oordeel weg en ons weet wie ons is. Openbaring vir al hierdie swaar goed ontvou soos 'n ei. En ek wil die dag toe my professor dit vir my verduidelik het, was dit vir my ongelooflik om dit te verstaan. Ek gaan dit vandag vir julle verduidelik. Dat, jy weet, dit is nie dat die 666 een keer daar was en dit was Nero gewees wat ek vandag sal verduidelik nie. Dit was die eiskil in die tyd van Johannes gewees, of eintlik nog, ja, toe hy nog geleef het. Maar vandag is die 666, ek wil eintlik 'n mensie gehad het om hierdie, maar jy weet, die skil ons nou so af. Ek kom nou nie happy dan, want hy begin huil, jy weet. Maar, so, elke tydvak het sy eie ontvulling van openbaring, veral as dit by die swaar kom. Is dit reg so? Kruisstaf, okay? En die tweede een wat ou moet onthou as jy openbaring lees, is die Pantokrator hou ons in sy hand. Hy hou ons in sy hand. Ou moet dit altyd onthou. Okay. Wie glo nie daaraan dat eie jou laat huil om nie? Het jy dit al ervaar? As jy eiskil of jy het net 'n bietjie oor laat traan of nie vandag nie? Okay. Goed, so ek gebruik dit om te sê die swaar kan 'n mens met eie vergelyk wat jou laat huil. En wat ek nou gaan doen vandag, en ek gaan eers, ek wil dit nie te moeilik maak nie, want ek wil hê jy moet dit ervaar, maar ek wil dat jy 'n gevoel kry, wie's die perde, wie's die 3 drake, wie's daai rooi draak, en ook die gebrokenheid wat in die natuur sit. Maar, jy weet, ek kom ons nou net almeen sê, en dit is verby, so ek gaan net bietjie vat soos Openbaring en vir ons verduidelik, is dit reg so, en net vir julle gevoel gee, van hoe hy deur die tyd loop. So kom ons begin, en die eie begin breek net na die gesig in die hemel, waar die boekrol oopgemaak word in die 7 seels. En die 7 seels is 'n bewys dat God betrokke is by hierdie ontvouing van die geskiedenis. En dank Vader daarvoor, want ons is veilig in sy hand. So die 4 horsemen, soos in Engels bekend staan, is die simbool van die kwaad wat sit in leiers, in oorlog. Want dit is altyd die 4 wat saamhardloop. Ek bedoel, ons het dit gesien in Jemen, ons sien dit nou in Gaza, ons sien dit en ek wil nie sê wie skuldig nie, ons sien dit ook nou in die Oekraïne, ons het in die boereoorlog gesien, en dis die oorlog wat 'n mens ook kan afvou, nee. Elke tyd is daar oorlog. In 600 jaar na Christus het daar al 100 oorlog plaasgevind. Dis omtrent min of meer amper 10 in 100 jaar. En weet, 'n mens leef tot jy 70, 80 is. Dit beteken dat terwyl ons nou leef, en jy sal sien, is daar 'n konflik aan die gang. En wat is die 4 horsemen? Jy het die wit perd, hulle hardloop altyd saam, wat 'n leier is, wat 'n kroon gegee het met 'n pyl en boog, wat beteken hy kan aanval en hy kan regeer. Soos Netanyahu of Hamas of wie ook al Putin, dis ouens wat oorlog stook nou. Maak nie saak of dit nou reg of verkeerd is nie, hulle doen dit. En saam met hulle het jy 'n generaal op 'n rooi perd. En dit is waar die bose skuil, en dis die man wat die swaard het, en hy maak oorlog en daar gaan mense dood. Ek wil die boereoorlog, is daar, ek weet nie of ons dit weet nie, maar is 20 of 30.000 vroue en kinders is dood. Daar is ook 20.000 swart mense dood in die boereoorlog, wat ook in konsentrasiekampe was. Daar was 20.000 Engelse soldate dood. En ek is altyd seker of dit 15 of 5.000 boere soldate is wat dood is. So oorlog maak mense dood. Ons weet hoe dit in Gaza lyk en in al die oorlog. En saam met hulle is die swart perd, die in die ruiter het 'n skaaltjie. En dis hongersnood. Presies wat ons nou sien in Gaza aangaan, of in al die lande waar daar oorlog is, want alles word afgesny, en dan saam met hom die valperd, wat doodbring. As daar oorlog is daar dood. En soos ons vandag hier sit, net soos ons vandag hier sit, is daar 21 konflikareas in die wêreld. Ek bedoel, ons is nou verblind nie verblind nie, ons word oordonder deur Gaza, en ook voor dit was dit nou die oorlog in Oekraïne gewees, maar daar is 'n groot oorlog in Sudan aan die gang. Heavy groot, maar dit is net nie belangrik nie, want dit is in Afrika.
Want ek dink dat genocide gaan plaasvind, maar die ANC sê nou niks daaroor eintlik nie. Maar julle kan na hierdie lys kyk, daai konfliksituasies is oral in die wêreld. En ons self het dit beleef, van julle was soldate gewees in Irak, Iran, ons was almal, meeste of van ons was manne op die grens gewees. Dis die een ding wat ek wens my kinders nooit ervaar nie, want 'n oorlog is 'n onmenslike ding. Mense maak net dood. En waar kom dit vandaan? Die boosheid wat gesetel is, in leiers wat dink hulle die reg om mense dood te maak. Maar ons wat daardeur gaan, en as jy oor die oorlog gaan, wat onthou jy? Ek is 'n kapelaan in die weermag, en dan bid jy vir die ouens en dan gaan hulle uit, jy weet nie hoeveel van hulle kom terug het. Is dat jy moet onthou dat jy veilig is in die hand van die Pantokrator. Wat Jesus vir Martha gesê het by Lazarus, al sterf hy sy ewig lewe. En ek bedoel, dis die liefde wat jy het, en daarom is jy nie die liefde van God wat jy ervaar, en daarom is jy nie bang nie. En dis die eerste prent. Hy word nou lank en heavy uitgebeeld, maar dis die eerste sware, en gelukkig van ons beleef het nie so taaf nou nie. Maar dit kan môre op ons pad kom, ons bly nie meer in Ooste. As hierdie bom ontplof, wie weet waar is ons, maar dan sal ek nie bang wees nie. Die tweede prent, die ei wat ons sien, is die van die 3 drake. Nou, dis gewoonlik wat mense bang is in Openbaring voor. Nou, die drake staan vir mense wat in strukture sit, wat teen God is. Die rooi draak wat die ou Satan is, sy groot taak is, hy wil die kerk vernietig. Die dier wat uit die see uitkom, hy wil mense wegkeer van God en hulle verlei. Ek gaan net te veel sê wat hy doen. En dan die dier wat uit die land uitkom, hy wil ekonomiese onderdrukking gebruik om gelowiges ook weg van God af te lok. En sy nommer is 666. Dis die groot 666 wat almal nou voor bang is in Openbaring. Nou hierdie driekies het saamgestaan om die 3 eenheid te verslaan. Dis eintlik hoekom daar nou 3 drake is. So nou wil ek gou-gou vir julle hierdeur vat. Wie is die Satan? Ons sal volgende keer kyk wat met hom gebeur. En dan die dier uit die see en die dier uit die aarde. So hier gaan ons, okay. So, in Openbaring 12 verskyn daar dan 'n vrou. Dis is 'n toneel wat afspeel in die hemel, met die son as haar kleed en die maan onder haar voete. Julle kan daarna kyk. En om haar kop het sy 'n kroon met 12 sterre. En sy is die kerk van die Ou Testament. En sy swanger met kraampyne, sy wil Jesus, die Messias, aarde te bring. Maar dan verskyn daar nog 'n beeld, 'n teken, en dit is dan die 4-rooi draak. En hy wou die vrou en die kind verslind, en hy het ook 7 trone op sy 7 koppe, want hy is die wannabe God, is hy. As jy nou die snipper kyk, oor 7 sien, 7 wil altyd sê, dis waar God betrokke is, en hy is nou, wel, hy is eintlik nou soos die anti-Christus af. En dan sien ons, hy wil haar opeet. En nou as ons die skil vat, en wat 'n struktuur het hy gaan sit wat mag gehad het, toe Jesus sou kom? Herodes, die Joodse koning, wat Jesus wou doodmaak. En hy het ons nou daar duisende seentjies daarna het hy doodgemaak. Nou hierdie gesig as jy hom in die hemel sien, hy vertel ek ons nou oor in die hemel, dan sit Virgo wat die maagd is, en dan sit ook die draak, wat in die vorm van die Scorpio is, die sterreteken. Het julle geweet as jy, ek dink 'n neonlig skyn op 'n skorpioen, ons het hierdie geneem nou toe ons daar in die Libawoestyn is, dan lyk hy so, 'n skorpioen. As hy vir jou steek, my maat, gaan dit nie goed met jou nie. Jy gaan nie dood nie, maar jy het heavy baie pyn. So dis as hy het oorvertel, dan sê ek, dis die teken wat gekom het, en dan is dit die Kersverhaal vinnig. Sy het toegeboorte geskenk aan die kind op aarde, Openbaring 12 vers 5, en dan staan daar, en sy het 'n kind in die wêreld gebring, en die seun is bestem om al die nasies as herder met 'n staf van yster, wat die simbool is, sal ewig wees, te regeer. Nou weet ons, hy verslaan die bose, maar dan sê sy, word hy weggeruk na die hemel toe, en hier kom die belangrike ding dan nou, en die Satan, die draak, het toe sy aandag gevestig op die vrou, en die vrou het gevlug na die woestyn, waar sy vir 'n bepaalde tyd, 1260 dae is hy versorg. En dan sien ons, hy gaan agter haar aan, en hy spoeg water agter haar aan, maar die aarde help die vrou as hy dit opsuig, en dan gee God vlerke aan die vrou, en sy vlieg weg. Dit is eintlik half die kerk van die Ou Testament, en dan was hy woedend, en het gegaan om verder oorlog te maak teen die volgelinge
wat aan Jesus se getuienis vasgehou het. Hy was woedend en het gegaan om verder oorlog te voer teen die volgelinge wat aan Jesus se getuienis vasgehou het. En deur die eeue is dit ek en jy. En dit begin dan eintlik met Paulus en Silas in die tronk. En dan sien ons Petrus word gekruisig omtrent hier 65 na Christus en hy het gesê ek kan nie soos Christus gekruisig word nie. Ek is nie waardig nie. Dis na Rome afgebrand het in 64 na Christus. En toe sien ons Nero was die man wat toe so kwaad was vir die Christene, want die Jode het gesê hulle het dit gedoen, so hy het hulle gekruisig soos Christus en hy het ons dan nie rugby gekyk Saterdag nie, hulle daar na die groot teater toe gegaan en kyk hoe die leeu's mense opeet. So hy het die Christene gegooi in die teater waar die leeu's hulle dan opgeëet het. En vandag hou dit nog steeds aan. Deur die eeue heen is Christene gemartel, veral baie naby wat Constantijn in 300 na Christus afgekondig het, toe hy die Christelike emperor van Rome geword het, toe sê hy nou mag jy nie meer Christene vervolg nie, het jy net eenvoudig Christene vervolg. Vandag is dit weer aan die gang, 5000 Christene per jaar sterf. En van hulle het ek geken wat in Laos priesters was, of pastors is wat ons oplei, wat ons gemeente vir Johan hulle ondersteun. En ons sien in Indië is daar 'n vlaag dat hulle beide die moslems en die Christene wil uitjaag, die Hindoes raak aggressief. En wie weet, ons is leef in 'n tyd wat ons nie vervolg word nie, maar dit kan baie maklik gebeur, en dis wat die draak doen. Maar dan kom ons by die dier uit die see, en hierdie dier sê jy sien dit met jou te doen, hy begin met jou werk. Die dier uit die see kry sy gesag by die draak, en wat hy doen, hy laster God. En hulle het geweet wie hy is, dis Zetus. Zetus is die groot monster, ek dink daar was 'n Sarelsee monstertjie op 'n stadium, maar dis sy ou boet hierdie. En ons sien die eeue as ons daardie blaai. Behalwe jy weet die Herodes het Jesus probeer afmaak as niks nie, en ons gesien die keisers het dit gedoen, en dan sien ons namens Voltaire in 1750 in Frankryk was 'n filosoof, hulle baie invloed gehad, hy sê our religion is surely the most ridiculous, the most absurd and the most bloody religion which has ever infected this world, sê hy van die Christendom. En dan het hy mense wat met hom saamstem, dit was deel van die verligting. Karl Marx, wat Marxisme begin het, hy was 'n Duitser, hy sê religion is a sign of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions, it is the opium of the people. Het hy gesê. En dis waar Marxisme en Communisme daar het gegroei. En dis hoekom hulle ook, waar hulle gewees het, eintlik mense afgeraai het om Christene te wees, of kerke vernietig het. Soos baie plekke gebeur het. Carl Sagan in 2011 is hy dood. Hy was 'n groot sterk kundige, hy was 'n baie slim ou gewees. En ek het nou nog 'n video gekyk om te sê, God het alles geskep en toe teruggestaan, en uit ons op ons eie gelos. En hy het 'n klomp mense wat hom volg. Hy sê nie God is nie daar nie, hy sê net, die God het dalk alles geskep, hy sê hy weet nie, ons sal maar eendag weet, maar hy het nog nooit openbaring gelees nie. Nietzsche het in die 1900 of 1800s geleef, hy was hierdie filosoof gewees, wat gesê het, hier is 'n nuwe tyd wat aanbreek, en mense beleef nie God is meer nie, inteendeel, God is dead, en dan gaan iemand en hy skryf op 'n graffiti muur, God is dead, Nietzsche. En dan sterf Nietzsche soos maar almal, en dan gaan skryf iemand daar, Nietzsche is dead, God. Want Nietzsche het ook die openbaring, lyk my, gelees nie, en God se liefde ervaar nie. En jy beleef hierdie goed vandag nog. Mense wat hier sê God bestaan nie, of hy is nie regte God nie, of die Bybel is nie daar nie, Jesus was nie daar nie, dis iets wat jy konstant mee konfronteer is, en die kinders, veral in die skool, of is die moslim geloof en hulle wil uitmaak dat Christus was maar net nog 'n profeet gewees, dieselfde ding. Jy moet nou nie vir die ou sê, jy is 'n dier uit die see uit nie, hy gaan al moeilikheid kry. Dan kom ons by die diere uit die aarde, wat nou moet help. En dit sien ons is weer die bose wat gaan sit in 'n mag, wat in staat is om ekonomie te beheer. Nou, hulle het hom geken as Lupus. Lupus is die wolf.
of hy was die helper van die dier wat uit die see uitgekom het. En van hom word gesê, ek gaan net vir julle lees, hy laat niemand toe om te koop of te verkoop as hulle die merk 666 nie op hulle voorkoppe gehad het nie, of op hulle regterhande gehad het nie. Nou dis hier waar mense nou wild aangaan. So laat Openbaring homself uitlê. Die merk wat hy het, onthou die bose is eintlik 'n naaper van God. Die merk waarvan hy praat is 'n merk wat sê dat jy eintlik in jou denke die keiser aanbid en nie vir God nie. Dis in teenstelling met die merk wat ons lees van 100 in Openbaring 7, waar sê die 144.000 gelowiges op aarde, wat ook 'n simboliese getal is vir 12 maal 12, die Ou Testament, Nuwe Testamentiese gelowiges, dis 144, 10 maal 10 maal 10, as die Vader, Seun en Heilige Gees is 144.000, dis God se mense. Dan staan daar, die engel het gekom en het die seël van God op hulle voorhoofde gesit. Wat beteken dit? Hulle kry die insig om in God te glo. Hulle sê, wat Paulus sê, dis wat jou gelowig maak, is dat jy glo, Jesus is die Here en hy het opgestaan. Dis die kenteken dat die Heilige Gees in jou bly, dat jy dit het. So, in die plek daarvan het hy dan hierdie seël. Nou, hoe dit gewerk het ekonomies, die visserman en handelaars, as hulle met goed gekom het van die see af, van die bote af, het hulle eers na die tempel van die afgod Serapis toe gegaan. Ek dink die ambachtsmanne het na die afgod Minerva toe gegaan. En dan gaan offer jy half en jy vra die seën op jou goed wat jy bring in die land in. En dan kry dit 'n tekentjie op. En nou word gesê, en Christene het ons nou nêrens gegaan met die goed wat hulle maak nie. En dan mag hulle dit nie verkoop het nie. En so het hulle dan die Christene uitgehou. En as jy nie kan besigheid doen nie, dan laat hulle sê, ek gaan ook nou maar weer terug gaan na daai geloof. En dit is wat die 666 is. Waar kom dan die 666? In daai tyd het die Jode 'n ding wat hulle genoem het gematria gehad. So hulle het getalwaardes aan die letters in die Hebreëse alfabet gegee. 1 tot 9, of die eerste 9, en dan van 10 af was dit in 10 gewees. En as jy die Griekse naam van keiser Nero vat, en jy skryf hom in Hebreëus, daai keiser Nero, jy sal sien daai letters daar, en jy gee 'n waarde aan elkeen van hulle, dan kom jy by 666 uit. So, maar dis niks heavy funny eintlik nie, dis is nou wat hulle wil sê. So van daai tyd af as ons na die uitkyk, was Nero dalk die eerste een wat dit begin gebruik het. As jy nie in die keiser geglo het en die afgode nie, dan is jy uit die ekonomie uitgeskakel. Domitianus was die een toe Johannes nog geleef het, en hy het hom op Patmos gesit, en die skilletjie skil afnaam, en toe Mohammed, toe hy gekom het in 600 en begin regeer, as hy ooit bestaan het, het ook Christene in die dorpe en die stede waar hy gekom het, mag eenvoudig nie ekonomie gedoen het nie, as jy nie 'n Christen geword het. Hy het hulle eintlik maar doodgemaak. Stalin het dieselfde gedoen met sy kommunisme. Hy het die Christendom uitgeroei het. En kommunisme oor die algemeen het gesê, Christene is nie welkom om deel te wees aan die totale stelsel as hulle nie God afsweer nie. So, en dit kan weer gebeur. Daar's mense wat vandag in sulke lande obviously bly. Ek dink as jy in Noord-Korea is, het jy dieselfde probleem. Alhoewel daar 'n ondergrondse Christelike kerk is. So wat sê ons wanneer ons na hierdie drake kyk? Ek is nie bang nie, want die liefde dryf die vrees uit. Verstaan julle? Dis wat hy wil gesê het. Maar kom ons gaan nou na die ander een toe. En hierdie is 'n interessante draak, voordat na die natuur toe gaan. En dis die vrou wat op die draak sit. Ons lees in Openbaring 17 daar 'n vrou het hy gesien wat op 'n helder dier sit. En die dier is oortrek met godlastelike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. En die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van onsedelikheid en seksuele sondes. En sy was die groot Babylon gewees. So die uitleg van hierdie vrou is die dier waarop sy sit is die Romeinse Ryk. Hulle het hulle so gesê. En die vrou is die stad Rome en haar inwoners. En dan sê hulle, sy dat hulle dink aan die tyd toe die Israeliete weggevat is Babylon toe. Dit is onsedelikheid en God het nie plek daar nie, julle weet wat hulle met hulle gemaak het. En vandag is dit die simbool
van die invloed van stede op mense. Toe, as jy die Afrikaanse literatuur lees van toe die mense begin verstedelike, die Afrikaners, dan hulle sê, 'n stad is 'n bose plek. Want skielik is daar nie meer checks and balances nie, en daar's nagclubs, en daar's nie net 'n winkeltjie nie, wat drank verkoop, daar's kroe ensovoort. So alles in die dorp was groter geweest. En so word dit die simbool van Babylon, Rome, Johannesburg, Dubai met sy toring, Abu Dhabi, Parys, Londen, New York, enige stad wat mense verander en wat al die goed aanbied wat eintlik onchristelik is en wat mense intrek. Dis die simbool wat hy gesê het, want mense wat daar gebly het, het hulle gesien, en dis wat hy ook sien wat stede doen aan mense deur die eeue, hulle trek hulle in. En dit gebeur hier ook. As jy nie op jou pasoppensie is nie, dan ry jy die grootste kar, jy is by al die nagklappe, jy gebruik die drank, die prostituie, en voor jy weet, is jy presies hier. Die stad maak jou dronk, begoochel jou. Die interessante ding vandag is dat hierdie stad en al die stede is op een klaps binne in ons lewens, en dis die selfone. Jy kan op daai selfoon kyk wat aangaan op die dark web, die light web, in elke stad kan jy op die video's ingaan en gaan kyk net wat jy wil. En wat doen dit met jou? Dit verslaaf jou, dit trek jou aan. Maar die erge ding wat ons doen, ons gee dit vir kinders. Nou, sê hulle, sal jy vir 'n 7-jarige kind 'n sigaret gee? En sê, hou hom net vas en dan kyk jy of jy nie hom gaan rook het. Of 'n bottel wyn gee, en sê, hou die bottel wyn vas, Marius, en kyk of jy nie, jy weet dat jy kan uitvind hoe jy nie moet drink nie. Of jy gee hom die karsleutel en sê, gaan ry met die kar, of kyk of jy die kar nie kan, jy kan besef, jy kan nie die kar ry nie. Of 'n geweer, en sê, kyk hoe werk 'n geweer, kyk of jy nie kan skiet nie. Nee, want die wet sê, 'n kind moet eers 16 word en 18 word, voor hy seker goed kan doen. Maar wat ons doen, ons gee vir 'n kind 'n selfoon, en hy gaan goed sien, wat hy glad nie kan hanteer nie. En dis die stad. En wat gaan dit nie met hulle maak nie? Nou sê, 'n kind moet nie eintlik 'n selfoon hê voor hy nie 13 is nie, en dan moet hy ook weet hoe om dit te hanteer. As ek aan die ouers kyk, weet ek nie hoe hulle die kinders gaan leer nie, want hulle weet nie. En dis eintlik waar hierdie draak ons opsuig, en elke ou moet vir jouself vra. Hoeveel ure spandeer jy nie in 'n dag op die selfoon nie? Ek praat nie van bel nie, en werk nie. En wat die Bybel sê, hy sê, 18 Openbaring 18 vers 4, gaan uit die stad se invloed uit my volk, sodat julle nie aan haar sondes kan deel kry nie. Ek bedoel, ons is die bruid van Christus. Jy moet jou denke rein, jou gedagtes rig op wat goed en reg is, en moenie 'n fout maak, en daar's baie goeie en regte goed op die internet. Maar daar is ook nie baie goeie en regte goed hê. En daarom hoef jy nie in Dubai te wees of in Parys te wees om deel te wees van wat daar gebeur. En dit is deel van die wat gevestig is in strukture wat na ons toe kom, en dis waar die bose ons vasvat, sê Openbaring. Maar hy het ook 'n tweede deel, en dit is dat die broken natuur, en ek gaan vinniger daaroor gaan. Maar dis 'n ding wat hy ook moet verstaan. Ek bedoel, ons lees, toe die 6de seël oopgemaak word, het daar 'n groot aardbewing gekom, en die son het swart geword, soos roudklere, en die maan soos bloed, en die sterre het van die hemel geval, en die see en die berge en eilande het geskit. Nou ons ken hierdie ding vandag. Hier was nou die dag weer 'n verspiewende berg wat uitgeskiet het. En daar's mense dood, ek dink op die Wit-eiland in naby Australië, is Nieu-Seeland gewees, en ook in IJsland dink ek was daar ook 'n verspiewende berg. En as jy daar is, ek bedoel, then you're gonna die. Ek bedoel, as jy nie kan vlieg of kan skynshardloop nie, soos 'n krappie nie, dan het jy 'n probleem. En ons weet van die aardbewing wat plaasgevind het, die Indian tsunami, en daar's 230,000 mense dood as die water so aankom. En dit is as gevolg van die gebrokenheid wat in die natuur gaan sit het. En deel hiervan is ook dit wat ons beleef het in 2019 tot 2023, en dis COVID gewees. Daar's 'n gebrokenheid in die natuur, al is dit die manier wat mense met die natuur omgaan, en als eet, en of hulle dit uit die lab uit laat kom het, ons weet nou nog nie wat het gebeur nie. Daar's 7 miljoen mense dood van COVID, en dit kom nie van God af nie. Dis deel van die gebrokenheid. In 1918, wat omtrent 100 jaar terug is, het die Spaanse griep 100 miljoen mense doodgemaak. En dis nie God nie, dis die eie wat ons afskil.
En Openbaring 6 vers 8 sê, daar sal hongersnood kom, pes en wilde diere, en dit kom oor die perde wat hardloop, en dit kom oor al die slegte goeds wat gebeur, en dit is ook waar kanker vandaan kom, hartaanvalle vandaan kom, jou liggaam is gebroken. Die slange daai gebroken in die wêreld gebring, en wanneer jy kanker kry, sê Here, hoekom het jy nou hierdie op my pad gebring? Hy het nie op jou pad gebring nie. En sê ongeluk, as hy dronk jou been afry, is dit nie hy wat die dronkhou was nie, dis deel van die gebrokenheid. En dit is wat hy vir ons vandag wil sê, en dan gaan dit aan, as jy na die wraakbakke kyk, en ook die trompette, dan sê jy al die goed wat gebeur, en ons beleef het. Die natuurrampe, riviere wat droog word, en gaan al hoe meer word, soos die temperatuur styg, die see word vol bloed, ons beleef het elke keer, wanneer die rooi gety kom, en as jy daai diere eet, is jy dood. So dit is niks snaaks, die goed gebeur alle dag, maar dit kom nie van God af nie. Dit kom eenvoudig van die gebrokenheid wat in die aarde sit. Nou is daar een interessante ding wat ek hier wil sê. In Openbaring sê, dat op 'n stadium, dan beleef ongelowiges hierdie gebeure baie erger as gelowige mense. Hy die ster wat val, as een van die trompette geblaas word, en dan val hy, en dan gaan 'n ondergrondse plek oop, en dan vlieg daar sulke skorpioene uit, wat jou kan steek, en jou kan byt, en dan staan daar, dat met hierdie trompet, sal die mense nie kwaad aangedoen word, wat die seelmerk van God het nie. Wat beteken? Dat gelowiges en ongelowiges beleef nie die aarde dieselfde nie. Soos met die pla van Israeliete. Die Israeliete het daarna gekyk toe die plaag gekom het daai tyd, wat God gebruik het, en gesê, hierdie is die gevolg van die Egiptenare se optrede, dat God die natuur, of hulle sien omdat die natuur gebruik word om die goed te laat gebeur, en hulle het ook van die goed beleef. Maar die Egiptenare het as straf beleef. En Openbaring, wat ek en jy nou hierna sit en kyk, beleef ons, en dis wat God vandag vir ons sê, onthou dis die gevolg van party mense se dade en die gebrokenheid in die wêreld. Maar ongelowiges beleef dit as God se straf. Praat met hulle daaroor. En dit is die eie wat ons laat huil op aarde. En dit is wat God wil hê ons moet sien. Maar hy wys nie vir ons net dit, hy wys vir ons die hele prentjie. En daarom sal ons na dit kyk. En as dit op jou pad kom, dan besef jy wil vir die bose sê, jy werk vir Eskom. Ek is nie bang vir jou nie. Want die liefde wat God vir my geopenbaar het in Christus en vir my gegee het, dryf die vrees uit. Hulle sê, as jy nou na 'n preek luister, is dit baie mooi en lekker, maar as jy uitstap, onthou jy net 5%. Maar as jy daaroor begin praat, dan gaan dit op na, of as jy dit sien, dan gaan dit al op na 10%, dus soos wat julle nou gesien het. En wanneer jy daar gesels, dan gaan dit op na 40% toe. En wanneer jy vir ander mense begin vertel, dan word dit soos 80%. Okay. So ek wil graag hê dat Openbaring bietjie dieper in julle moet gaan, en ek wil dit eenvoudig maak. Wat se swaar kan jy identifiseer wat van die eie veroorsaak is in jou eie lewe? En die tweede is, hoe jy help vandag se prente om jy beter te verstaan en beter te hanteer. So, goed. Dan snippers, julle 'n bietjie na die snippers kyk hoe gesteed, want ek kan nie alles sê nie, ons is ook al, die dienste raak nou heavy lank, jy weet, maar, so, ek dink môre een uitstuur oor die getalle in Openbaring, as jy beter verstaan, en dan gaan ek ook een uitstuur oor die simbole in Openbaring, en die menorah, is die kandelaar, en dan ook die liedere in Openbaring, en dan gaan daar nog 'n klomp ander kom. Dan gaan 14 wees op dit. Goed, volgende week gaan ons kyk na God se ingrype. Jy weet, hoe hy dan eintlik in Openbaring wys wat hy doen, om die geveg wat hy opsit namens jou en my.